Ons is vanoggend hier op die plaas van meneer Jacques van Zyl. Jacques, lekker om 'n bietjie by julle te kuier vanoggend. Vertel ons 'n bietjie meer van julle boerdery. Wat doen julle alles hierso? Ja, môre Philip. Nee, ons is meestal saaiboere. Koring, mielies, sojas, grondboontjies. Ja. En dis maar ons bedryf. Yes. Ons is eintlik hier om 'n bietjie te kom kyk na die sonkragstelsel. As ek reg is hy nou so amper 'n jaar in hierso by julle, nê. Wat was die rede? Hoekom het julle 'n jaar terug gedink aan sonkrag en dit toe geïnstalleer? Dit kom maar uit die voorslepende beerkrag wat ons het. Ons het net eenvoudig te erg begin raak en die hoeveelheid diesel wat ons brand met generators was ekonomies net nie meer haalbaar nie en ons het die som gemaak op sonkrag en dis finansiëel is dit vir ons dink ek die beste besluit vorentoe en vir ons eie veiligheid en goed ons hardloop 'n klomp kamerasisteme en alarms deur die nag. Ons kan nie 'n generator wat hardloop die hele nag net vir dit nie en dit is maar hoekom ons na die son toe beweeg het en ek's nie vir een oomblik spyt daaroor nie. Ja. Natuurlik die koste van netwerkkrag gaan ook net op en op, nee. Ons is op die oomblik op 'n tyd waar beerdkrag so 'n bietjie onder beheer is, maar die Eskom krag raak nie goedkoper nie. Nee, dit raak vir een oomblik nie goedkoper nie en ek kan nie sien hoe dit gaan beter raak op hierdie stadium nie, so ek dink ons het die regte besluit geneem. Ja. Sê vir my as jy dalk so 'n bietjie raad kan dan dink vir boere wat belangstel in sonkrag, wat se raad sal jy vir nuwe boere gee wat so iets oorweeg? Hoe besluit jy wat om te doen, wat se groot stelsel om in te sit, wat se maatskappy om te gebruik? Ek dink eerstens moet jy gaan kyk wat jou behoefte is, wat op jou plaas is, wat jy graag onder of jy jou hele plaas wil onder sonkrag sit of jy 'n gedeelte van dit wil doen. En ek dink dan benader jy iemand soos 'n Olivia en hulle help jou van daar af. Ons sit meters op, ons kyk wat is jou kragbehoefte. Ja. En dis hoe hulle my gehelp het. Ja. En ek dink 'n mens moet maar die som op jou end gaan maak. Die som werk. Ja. En dis hoekom ons oorgegaan het. Al is dit aanvanklik 'n groot kapitaal uitleg, dink ek nog steeds is dit die regte wy om te gaan. Ja, hier by julle het ons nou begin met 'n 150 kVA stelsel. Moontlik soos 'n mens boerdery dalk uitbrei in die toekoms as die behoefte meer raak, kan 'n mens dalk kyk vir 'n bietjie uitbreiding van dit, nê. Ja, ons het voorsiening gemaak aanvanklik om vorentoe te kan uitbrei en op hierdie stadium is ons reg, maar ou weet nooit in die toekoms wat jy gaan doen nie. Vorentoe het ons planne om dalk silo's in buite sit en dan gaan ons meer krag nodig hê en dan is die stelsel is so dat jy hom kan opgradeer. Ja. Ek hoef nie goeders te verander nie. Ja. So. Jacques, baie dankie vir sterk. Baie dankie.